Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor treur met hoop, oftewel vertroosting in tye van verlies. Verlies en rou is een van die swaarste realiteite van ons menslike bestaan. Wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, voel die pyn dikwels oorweldigend en die leegheid onbepaalbaar. Maar hoe hanteer ons hierdie diep hartseer as gelowiges? Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Tessalonisense 4:13 wat soos volg lees. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Om die diepte van hierdie woorde te begryp, moet ons kyk na die spesifieke historiese konteks waarin die apostel Paulus dit geskryf het. Die jong gemeente in Thessalonika het opreg getreur oor die medegelowiges wat gesterf het. Hulle was verward oor wat met hierdie mense sou gebeur wanneer Christus terugkeer. Die omliggende heidense wêreld van daardie tyd het geglo dat die dood die absolute uitsiglose einde van alles was, 'n donker put van totale wanhoop. Paulus skryf hierdie woorde egter nie om vir ons te sê dat ons glad nie mag treur nie. Rou is 'n natuurlike, godgegewe reaksie op verlies. Selfs Jesus het openlik gehuil by die graf van sy vriend Lazarus. Die kern van Paulus se boodskap lê in die kontras tussen hoe 'n gelowige treur teenoor die wêreld wat geen hoop het nie. Wanneer verlies ons tref, vra God nie van ons om ons emosies te onderdruk nie. Ons mag en moet ons opregte droefheid na die Here toe bring. Ons vind ons ware vertroosting in Christus. Hierdie vertroosting is nie gegrond op 'n sielkundige ontkenningsfase nie, omrede dit stewig geankerd is in 'n objektiewe historiese realiteit, naamlik die liggaamlike opstanding van die Here Jesus Christus. Omdat Christus die dood werklik oorwin het, is die dood vir die gelowige nie meer die finale reël nie. Dit is waarom Paulus die metafoor van ontslapenis gebruik, dit dui op 'n tydelike toestand wat sal eindig wanneer Christus met die wegraping terugkeer. Daarom word ons rou vandag gevorm en begrens deur hoop. Ons huil oor die tydelike skeiding, maar ons wanhoop nie, want deur Christus se oorwinning het die graf sy finale mag verloor. Ons troos onsself ook met die wete dat die siele van afgestorwe gelowiges nou reeds in God se teenwoordigheid is, vry van alle lyding, smarte en trane. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner, naamlik die feit van die opstanding. Christelike hoop in tye van rou is nie 'n vaal wensdenkery nie, maar staan op die rotsvaste historiese geverifieerde feit dat Jesus Christus fisies uit die dood uit opgestaan het. Sy opstanding is die absolute waarborg vir die toekomstige opstanding van almal wat in hom sterf. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die pyn van verlies en die gewig van rou is dikwels vir ons te swaar om alleen te dra. Ons bring vandag ons opregte hartseer en trane na U toe, in die wete dat U naby die gebrokenis van hart is. Here Jesus, dankie vir die troos wat opgesluit lê in U historiese oorwinning oor die graf. Help ons om ons rou te laat vorm deur die vaste hoop op die opstanding, sodat ons selfs in ons donkerste ure sal vashou aan die ewige beloftes. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.